Gister het ek 'n troue gedoen in die kerk en die was 'n man en vrou en 2 kinders saam met my gewees. En ek sien vanoggend op Facebook hoe hulle by stopstraat gestop het en 'n ander ou wat dronk was het in hulle kar vasgery. En haar antwoord was op Facebook sê, ek sê dankie Here dat jy ons beskerm het. Dink jy ons besef hoe baie keer God ons in beskerm. Want ons dit is nie toeval. Ons sien baie keer nie is die goed is. Maar die Here beskerm ons, hy dra ons. Ek wil vra wie van julle het, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir skaar nie. Wat is die Afrikaanse woord vir skaar? 'n merk wat jy 'n letsel as ek kon nie te baie woord kom. Wie veel het letsels aan julle liggaam? Kan gou sien. Okay. Dis al die mense kanse gevat het in die lewe, nee. Kan jy nog onthou as jy na 'n letsel kyk, wat het daai oomblik gebeur? Kan jy onthou? As jy nie baie babietjie klein was, maar enige iemand wat van met jou gedagtes het, enige letsel wat jy aan jou het, kan jy presies onthou wat het op daai oomblik gebeur. En ek het so 'n merkie op my hand. My broer het met 'n potlood so op 'n sak gesteek. En hy was kwaad en ek sê vir hom, hou op, ek sit maar so die volgende oomblik is die potlood in my hand. En dan is gesluit en seker maak die noodpunt het afgebreek is dan nie meer daar binne nie. En so elke letsel wat ek het, kan ek gaan dink terug en ek het almal vertel wat het op daai oomblik gebeur. En ek het al ooit daaraan gedink om te deel oor jou letsels wat jy moet kyk, ek het 'n merkie en daar 'n merk. Dis wat daai dag gebeur. En dit het deel aan 'n mense. Ek wil vra julle so lank na Johannes hoofstuk 20 te blaai, Johannes hoofstuk 20. En ek wil 'n bietjie gesels oor dat ja, die letsels is 'n teken van wat gebeur het, maar is ook 'n opwekking van geloof wanneer ons na Jesus kyk. Daar's 'n liedjie wat ons so 2 jaar terug in die COVID tyd, 3 jaar terug, het uitgekom. En 'n vriend van my se vrou is oorlede, nie aan COVID maar 'n ander siekte, wat sy wens sy kanker gehad. En hierdie liedjie het net uitgekom. En die liedjie se naam is The Only Scars in Heaven Will Be in the Hand of the Man Who Saved Me. Ek weet julle het ken. Die enigste letsels wat ons in die hemel gaan sien is Jesus se letsels. Hy het dit saam tot gevat en hy dra daardie letsels. Ons lees gou, ek gaan lees van vers 19 na Johannes 20 vanaf vers 19. Hy sê toe die aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou julle waar was hierdie woorde genoem op die tyd terug? Wat het die engel gesê toe hulle aan die herders verskyn het? Vrede vir julle. Maar hier kom hy en sê ook vir hulle, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sonde vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word, Didimus, een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van sy spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en in my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. Jy moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here, my God. Tot sover. Wanneer ek kyk na Thomas, daai oomblik, en dink ons baie keer arrogant, en ek dink hy was nogal arrogant gewees, sê, as ek nie my vingers in sy hande steek, as ek nie my hand in sy sy steek, sal ek nie glo nie. Maar ek dink die oomblik toe Jesus daar voor hom staan, toe voel hy net so klein. Toe klink sy woorde wat hy gesê het, as ek nie dit gedoen het, sal ek glo nie, klink dit so hol en lewenloos. Maar daar staan Jesus, hy sien hom. Die volgende vers gaan aan en sê, en jy het gesien en geglo, indien ek nie sien nie, en glo is ook beter af. En ons wat hier sit vandag, wat glo Jesus opgestaan het, ons het nie sy merke gesien nie. Ons het nie ons hand in sy gesteek nie.
Maar wat doen ons? Ons glo. Ons glo dat Jesus het gesterf. Ons glo dat Jesus het opgestaan. And when our faith is built on what we believe, not on what we have seen, then God says we are more blessed because of that. Want ons het nie gesien nie, maar ons glo. En Jesus het die merke aan sy hand. En wanneer hy daarna kyk, is dit baie mooi. Wanneer hy die merke in sy hand sien, wanneer hy die merke as hy sy voel of kyk daarna, selfs as hy voete kyk. Weet jy wat herinner hom dit aan? Dit herinner hom aan die kruis. Dit herinner hom aan elke oomblik wat hy pyn gehad het. Hoe seer hy gehad, hoe verwerp hy gevoel het, hoe alleen hy gevoel het, hoe hy daar gehang het en hy hierdie mense gekyk en gesê, kyk hoe spot hulle my. Maar in sy hart het hy iets gehad, 'n liefde vir hierdie mense. En daardie liefde het hierdie pynmerke wat hy gehad het in sy hande, en in sy voete, en in sy sy. Daardie liefde is wat hy sien wanneer hy daai merke het in sy hande. When you see those scars, you think about ander animal. You think about you. You think about all the things that happened in your life. And still he says, because of this scar, I love you. Ek het hierdie merk gedra in my lewe, spesifiek vir jou, om jou lief het. En ja, ons gaan in die hemel kom, en dan gaan ons die merke van Jesus in sy hande sien. En dit gaan 'n reminder wees vir ons, wat het Jesus gedoen. En ek dink wat dit om is, miskien sy vinger daar so ingedruk het, so hy die pyn, alles so ervaar het, wat Jesus ervaar het. Because God has given His Son to us. The best, His only Son. Because He loved you. En toe Jesus na hierdie aarde toe gekom het, hy het geweet wat vandag. Hy het geweet wat sy letsels hy gaan moet dra vir die res van sy lewe. En daardie letsels sê die woorde, it's a price I pay gladly. Ek sal dit met enigheid weer doen vir jou en my. En wanneer jy na jou letsels kyk, en dit is wat my hart, my boodskap vanoggend vir jou is, as jy na jou letsels op jou hande kyk, die snymerke, die plek waar jy operasies gehad het, miskien waar jy geval het as 'n kind. Wanneer jy letsels sien, en ek vandag vir jou sê, dink mooi aan die letsel wat Jesus Christus dra vir die res van sy lewe. Wat hy dra vir jou en vir my. En ja, ons vier sy geboorte, maar weet jy wat, Jesus Christus was gebore om vir jou te sterf. He was born to be killed. That was the purpose. That he came to live, but that he should have died for us. And because of that purpose, he went through this life and he used every opportunity to share the gospel. Toe hy sy bediening begin het, hy nie skaam geword om vir mense te sê nie, want hy geweet, ek gaan my lewe maak saak, om my dood gaan ek saak maak. So wanneer hy letsels sy hande sit, wanneer hy daarna kyk, dan onthou hy die spykers wat ingeslaan het, en Carmen se liedjie wat hy sê, this blood is for you. Dis een van die mooiste hartsversteurende liedjies sê, maak nie saak waar jy beweeg, the scars is for you. Die merke is vir jou. Die woord van die Here sê, ons is 'n handpalms ingegrafeer. Jy besef, as jy iets ingegrafeer, dan word daar 'n letsel gelos. Jy het veroorsaak dat Jesus sy letsel moet dra. Jou naam is in my letsel gesit. Jou naam is geskryf daar. En maar nie saak waar jy is nie, maar nie saak waar jy was nie, ons al gepreek, kom soos jy is. Kom soos jy is, na God toe. Hy sal jou verander. Hy sal jou oprig. Hy sal jou versterk. Kersfees, ons het nou die dag die fliek gekyk van The Passion of the Chosen hierso, van die geboorte van Jesus. En wanneer mens sien hoeveel beplanning daar was, net by die geboorte van Christus, hoe hulle mense gebring hulle by mekaar kom, om hulle naam op te skryf in 'n register. Hoe ons weet die tydstadium gedraai by voor Christus en na Christus. Hoeveel werk daarin gegaan het. Dan wil jy sê dat baie meer werk gegaan met kruisiging as met die geboorte. Dis baie mooi. Dat baie meer werk gegaan van God die Vader se kant af met die kruis toe, as selfs van die geboorte toe. Want by die kruis was daar 'n merk gelos in hierdie wêreld.
En daai merk se naam is Jesus Christus. And since Jesus Christ, the world has never been the same. Daarom. Dis oor voor Christus praat en na Christus. Toe Christus gebore is en sy lewe gelewe het, hy gesterf het, en daar 'n hele omswaai in die wêreld gekom. Because the church was born. Luister maar mooi. Die kerk was gebore. Daar was nie kerk voor Christus nie. Daar was 'n tempel, daar was 'n volk. Daar was al die ander dinge, maar daar was 'n kerk gebore toe Jesus Christus gesterf het. En hy opgestaan en die Gees gegee, toe word jy as kerk gebore. En dis wat anders is. Ons is die liggaam van Christus. Ons is die kerk geroep om verskil te maak in die wêreld. God moves differently with the church than with the Old Testament. Die ander kom. Hy werk op 'n baie meer persoonlike vlak, want die voorhangsel is geskeer. Want voor Jesus kon net die hoëpriester ingaan. Na Jesus kan elkeen van ons in sy teenwoordigheid instap, sy merke sien, sy letsels beleef. En wanneer jy dit sien, ek dink ons gaan soos Thomas voel, wanneer ons Jesus enigtig ontmoet. Want ons het baie keer arrogant in ons gebede, is dit nie so nie. Veel is, ag met Here, jy sal dit asseblief vir my moet doen. Ons doen dit baie keer, ons is arrogant. Maar Thomas, toe hy Jesus sien, toe hy sy merke sien, ek wil amper sê, ek het dit aan Jesus se voete neergeval. Sy my Here, my God. En dis wat ons gaan doen. Die ouene van ons gaan sien. Hy gaan so staan en vir jou sê, sien jy, jou naam is in hierdie letsel geskryf. Jy is hier gekoop deur die bloed van die naam. Jy is my kind. Ek het jou lief. Imagine dit. Dis wat ek julle wil laat vandag. As jy jou letsel sien op jou hand, waar jy ook al letsels in jou liggaam. Hy sal of jy miskien self 'n letsel vir jou gegee het. Dan vandag vir jou sê, sien Jesus Christus daarin. Sien hom selfs in jou letsel sê, ek het 'n merk. Hy gaan nie saam met my hemel toe nie, maar gaan iemand ontmoet daar, wat die merke dra, vir die res van die ewigheid wat bestaan. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, vanoggend kan ons nie anders as om net stil te word nie. Here, ons aan die einde van die jaar is ons almal moeg gehardloop en ons wil net afskakel, ons wil net rustig raak. Ons is moeg. Maar kom ons op 'n plek soos vanoggend dat ons in die huis van die Here kom ons kan loof en prys en ons werklik net ons harte lys tot in die. Dan staan jy voor ons met u merk, die letsels. En hy sê vir ons, kerk, my liggaam, kyk, wat 'n prys hy vir jou betaal het. Here, maak ons net vanoggend weer opnuut dankbaar daarvoor. Laat ons kan weet, u alles vir ons gegee. U het niks teruggehou nie. Toe hy na die kruis gehang het, sê Here, dis volbring. Dan sê ek het alles, my beste, my hele lewe het weggegee. Daardie offerlam was volmaak gewees. En Here, terwyl ons die koms nou vier, wil ek vir dankie sê, Vader, dat jy ons so lief gehad het, dat jy seun vir ons gegee het. En dankie, Jesus, dat jy getrou was. En Here, ons eer in ons lewe, waar ons ook gaan. Here, wanneer mense op vakansie gaan, vra ons, Here, dat u saam met hulle sal wees, dat daar waar hulle beweeg, dat hulle sal onthou dat u is met hulle. En ons eer die volgende dag vir Jesus naam. Amen. En amen. Amen. So vat jy die merke saam, letsels wat jy het, vat het saam met jou. Jesus dra syne met trots. Hy dink daar met trots. So kyk wat vir jou gedoen. Kyk wat jy gedoen het. Wat jy so lief het. Amen. Toe van die afkondigings doen, ons dienste gaan voort deur die vakansie. Ons gaan net in die Sondag tussen Kersfees en Nuwejaar gaan ons weer diens